In vandag se nuus, Brown Mogotsi word in hegtenis geneem weens 'n vals sluipmoordberig. Diesel word dalk goedkoper in Junie en die ANC sê Cyril bly president. Goeiedag almal. Baie welkom by Nuuspot. Dis Saterdag 16 Mei 2026 en hier is vandag se nuusbulletin. Die sakeman Brown Mogotsi is Vrydag in Pretoria in hegtenis geneem kort nadat hy voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek verskyn het. Hy word aangekla van dwarsboming van die gereg, die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en die afvuur van 'n vuurwapen in 'n munisipale gebied. Die aanklagte spruit uit 'n beweerde sluipmoordpoging op homself in November 2025 in Vosloorus, wat volgens die polisie 'n versindi voorval was. Die vuurwapen wat betrokke was, is intussen verbind met geweldsmisdade in Eldorado Park en Rodepoort. Mogotsi se inhegtenisneming volg op sy onsuksesvolle poging om die kommissie se hoofbewysleier, advokaat Matthew Chaskelson, te laat onttrek. Die kommissaris Mbuyisile Madlanga het die aansoek verwerp nadat bewyse gelewer is dat Mogotsi WhatsApp-gesprekke verander het om dit soos bewyse te laat lyk. Tydens sy verskyning voor die kommissie het Mogotsi geweier om vrae te beantwoord en om op sy reg teen selfinkriminasie beroep. Hy beweer hy is 'n sakevernoot en 'n agent van misdaadintelligensie, maar hy het geweier om besonderhede te verskaf oor sy ontmoetings met die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibia. 4 mans is donderdag laat aan dood geskiet in 'n skietery naby Tweeling in die Oos-Vrystaat. Volgens inligting is die slagoffers, wat vermoedelik van Lesotho is, uit 2 voertuie agtervolg en deur 6 swaar gewapende aanvallers aangeval. Die polisie soek tans na die verdagtes en doen 'n beroep op die publiek vir inligting. 'n Verkeersbeampte is Vrydag dood en 2 ander beseer in 'n botsing naby Malalaan in Mpumalanga. 'n Audi sportnutsvoertuig het teen 'n luikerigmotor gebots waarin die beamptes was by die kruising van die N4 en die R570. Die polisie ondersoek die omstandighede van die ongeluk. In Wellington duur die hofsaak voort teen rugbyspelers wat daarvan beskuldig word dat hulle op 26 April 'n 21-jarige student verkragt het. Die staat het aangedui dat hy die borgtog aansoek op hersiening wil neem weens prosedurele onreëlmatighede. Die slagoffer se familie het hulle volle vertroue in die regstelsel uitgespreek. Die Zimbabwese regering het sy burgers in Suid-Afrika aangemoedig om huis toe te keer weens xenofobiese aanvalle. Die minister van Justisie, Ziyambi, beweer dat president Emmerson Mnangagwa se administrasie sedert 2018 talle werksgeleenthede geskep het. Ontleeders soos Precious Shumba het egter die minister se uitlatings as uitvoeling met die werklikheid bestempel, aangesien werkloosheid in Zimbabwe tans bo 90% is. Die African National Congress se nasionale uitvoerende komitee het sy volle steun aan president Cyril Ramaphosa bevestig. Sekretaris-generaal Fikile Mbalula het verklaar dat die president se mandaat ongeskonde bly na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Phala sage. Ramaphosa beplan om die verslag van die onafhanklike paneel onder leiding van Sandile Ngcobo in die Hooggeregshof in Pretoria te laat hersien. Die ANC het intussen nog nie besluit oor die toekoms van die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashi nie. Fikile Mbalula het bevestig dat die party se etiekkomitee nog besig is met 'n ondersoek na haar afdanking deur president Ramaphosa weens beweringe van korrupsie. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is Vrydag in die Pinetown Landdroshof op borgtog van R10.000 toegestaan. Adams is op 5 Mei by die parlement in Kaapstad in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en dwarsboming van die gereg. Die saak hou verband met die ondersoek na die moord op die voormalige ANC-jeugleier Sindisi Magaka. Die bedrog en korrupsie saak teen die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, is tot 3 September uitgestel. Die Pretoria Landdroshof het die saak uitgestel hangende die uitslag van die vertoë wat aan die nasionale direkteur van openbare vervolgings gerig is.
Khumalo en 6 ander word aangekla oor die beweerde onregmatige aanstelling van 'n BMW-ingenieur in die misdaadintelligensie afdeling. Motoriste kan in Junie uitsien na 'n daling in dieselpryse, hoewel petrolpryse na verwagting weer sal styg. Die sentrale energiefonds dui op 'n oorverhaling op diesel, maar die beplande vermindering van die brandstofhefverligting bydra tot hoër petrolkoste. Die finale prysaanpassing word op 3 Junie verwag. Die minister van Water en Sanitasie, Peme Majodina, het Vrydag in die parlement gewaarsku dat munisipaliteite nou altesaam 27 miljard rand aan waterrade skuld. Haar departement se begroting is vir 2026-27 boekjaar tot 22 miljard rand besnoei. LPs het op kommer uitgespreek dat hierdie besnoeiings die landwyse waterkrisis sal vererger. Leon Basson, voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor water en sanitasie, het die begrotingsbesnoeiings as fundamenteel teenstrydig met die land se waterwerklikheid beskryf. Hy waarsku dat die verminderde finansiering pogings om waterverskaffing te stabiliseer kan laat ontspoor. 2 mans verbonde aan Pretoria Boys High School het gistermiddag na 'n swemtog van 74 km voet aan wal gesit by Millers Point in Kaapstad. Chris Oldnall en Piet Krauter het die ysige water van die Atlantiese Oseaan vir 27 uur lank trotseer as deel van die 3de been van hul trilogie-uitdaging. Die projek is begin om geld in te samel vir die Suid-Afrikaanse Heldesaal se nalatenskapprojek wat talentvolle seuns uit minder bevoorregte omstandighede help om geleenthede by Pretoria Boys High School te kry. Die Amerikaanse Pentagon het planne gekanselleer om 4000 troepe in Pole te ontplooi. Hierdie verrassende besluit het vrae laat ontstaan oor president Donald Trump se beplande troepevermindering in Europa en het tot kommer onder NAVO-bondgenote gelei. Die Iranese minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, het Vrydag gesê dat Teheran geen vertroue in die Verenigde State het nie. Hy het bygevoeg dat Iran slegs bereid is om te onderhandel as Washington ernstig is, terwyl samesprekings oor die oorlog in die straat van Hormuz op ys bly. Oliepryse het Vrydag met meer as 3% gestyg weens die voortdurende spanning in die straat van Hormuz. Brent olie het op $109 per vat gesluit nadat hoop op 'n ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran vervaag het. In Brittanje weier die eerste minister Keir Starmer nog steeds om te bedank te midde van 'n politieke krisis binne die Arbeidersparty. Meer as 80 LPs het hom gevra om te bedank na swak plaaslike verkiesingsuitslae. En daar is ook nou pogings om die burgemeester van Groter Manchester, Andy Burnham, as nuwe leier te nomineer. In Cuba het planne om Raúl Castro aan te kla weens die afskiet van die militêre vliegtuie in 1996 vir groot spanning gesorg. Kubaanse burgers het hul verset teen die Amerikaanse optrede uitgespreek en dit as 'n belediging vir hul soewereiniteit beskou. Die direkteur van die Amerikaanse intelligensiediens, John Ratcliffe, het tydens 'n besoek aan Cuba 'n boodskap van president Trump oorgedra dat Amerika slegs met die eiland sal skakel indien daar fundamentele veranderinge plaasvind. Myanmar se militêre leier Min Aung Hlaing het amnestie aan 4135 gevangenes verleen. Dis een van sy eerste amptelike dade sedert hy vroeër van dese maand as president aangestel is. Die voormalige leier Aung San Suu Kyi se vonnis is ook verminder. En ten laaste, in 'n vreemde wending in 'n Amerikaanse hofsaak, is Rebecca Woods onlangs tot 6 maande tronkstraf gevonnis nadat sy 1000 bye onder 'n klomp polisiemanne losgelaat het. Die voorval het in Oktober 2022 plaasgevind toe beamptes probeer het om een van Woods se vriende uit te sit. Sy is aanvanklik op 7 aanklagte van misdaad aangekla, insluitend die gebruik van bye as 'n gevaarlike wapen. Maar tydens die verhoor het sy aangevoer
dat sy geen opset gehad het om enige iemand skade te berokken nie, en sy het bloot die bye vrygelaat, sodat hulle die blomryke landskap kon geniet. Die jury het egter nie vir die storie geval nie, en haar op verskeie aanklagte van aanranding skuldig bevind. Volgens verslae is verskeie beamptes aan hulle koppe en gesigte gesteek met een wat hospitaalbehandeling benodig het. Hood se prokureur het aangedui dat sy danksy die tyd wat sy reeds in aanhouding deurgebring het, binne 2 weke vrygelaat behoort te word. Interessant genoeg is daar berig dat ongeveer 1000 van die bye tydens die voorval gevrek het. Who let the bees out? Bzz, bzz. Dit is vandag se nuus hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus. Ons praat weer. Groetnis.